Dankie liewe Heer vir die Sabbat wat ons vanmôre kan hê en dankie dat ons elkeen veilig hier is en lekker kan sit in die banke en ek wil vir u vra dat u asseblief saam met ons sal wees met alles wat voorberei is vir vanmôre en Heer met die goed wat ons gaan leer vandag, help dat ons dit sal toepas, veral wanneer ons hoor ons gaan 'n pes wees, laat ons weet hoe om 'n pes te wees. Here, vergewe asseblief ons sondes en help dat ons sal fokus op U. Amen. Ek het my onderwerp spesifiek so gekies dat julle hopelik sal wakker bly en regop sit. Dit is nogal 'n heel kontroversiële een om te begin vir jou tema, maar ek het iets baie interessants gekry. My persoonlike opinie, altyd goed om te begin by Jesus. En ons gaan eintlik vanoggend meer van 'n Bybelstudie doen as 'n praatjie kry. So, kom ons begin vandag. Ek wil vra dat julle saam met my sal blaai na Johannes 14 vers 6 toe. Johannes 14 vers 6 en daar's 'n paar goedjies binne in hierdie versie wat ek vir ons wil uitwys wat ongelooflik belangrik is en baie toepaslik is op die tyd waarin ons leef. Okay, Johannes 14 vers 6 en dit sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, ek wil vanoggend vra dat julle asseblief vir my sal let op, ek is die weg. Ons gaan vanoggend fokus op daardie woorde van Jesus. Ek is die weg. Okay? Maar onthou van die ander woorde ook. Dan sê dit vir ons hierson, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, hoekom is dit belangrik om by die Vader uit te kom? En Jesus gee vir ons die antwoord binne in dieselfde hoofstuk, net 'n paar verse vorentoe. Lees gou saam met my vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So, in die moderne samelewing kry ons baie keer dat mense vir ons sê, maar jy het jou waarheid en ek het my waarheid. En die antwoord is, daar's net een waarheid. En daai waarheid is 'n persoon, en daai persoon se naam is Jesus. Hoekom moet ons by die Vader uitkom? Want by die Vader is waar ons wonings is. En Jesus is tans daar, en as ons by Jesus wil uitkom, die weg is deur hom. Kom ons kyk gou-gou na die woord sekte. Ek wil graag vanoggend, voordat ons verder gaan vra, het enige een van julle al gaan soek vir die woord sekte in die Bybel? Enige iemand? Steek vir my hand op, ek wil net sien. OK, baie dankie. So hier's 'n paar mense wat hulle mag in die slaap raak vanoggend. Ek vra om verskoning. OK, sekte. Ek het begin by die handboek van die Afrikaanse taal om vir ons 'n goeie definisie in die hande te kry. En die HAT sê, sekte, dis 'n klein kerklike groep wat hom van 'n grotere, gevestigde, ortodokse kerkgenootskap losmaak. Kort definisie, afgesplitste geloofsgroep. Volgende probleem is, wat is ortodoks? Toe gaan soek ek, wat sê die woord ortodoks? Dit sê, streng gelowig, regsinnig, nougeset. OK? Toe dink ek, hierdie is dalk 'n bietjie baie om met julle te begin. Toe dink ek, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê, as jy nou gaan gulu en jy gaan kyk na die algemene definisie, en ek kom toe af op Wikipedia sinne, en daar's iets baie interessant, en ek wil dit met julle deel. Sekte, dit sê, die term sekte verwys na afgesonde religieuse gemeenskap, en net daar het ek 'n probleem. Religieus is vir my 'n anglisisme en 'n verkrachting van die Afrikaanse taal. Jy praat van 'n godsdienstige gemeenskap of groepering wat as gevolg van sy leerstellings
of rituele in konflik is met die heersende opvatting van 'n gevestigde kerk of ander groot organisasie of geloof. 'n Sekte het hom sodoende van die groter kerk afgeskei. En sy aanhangers is uit die organisasie verban. Baie interessant. As jy bietjie weet van iets van kerkgeskiedenis, dan gaan julle die woord verban nogal bekend laat klink. Sommige van ons voorgangers in die Adventiste kerk wat verban is uit die kerke waarin hulle was. Nog iets hier wat interessant is, Wikipedia. Mense hou nie van Wikipedia nie. Die navorsing het egter bewys, Wikipedia is so 98% korrek en ek dink dit is goed genoeg vir my. Ek kan leef met dit. Net so 'n paragraafie onder dit sê dit, 'n religieuse, een van daai 'n gelowige kultus, kan gedefinieer word as 'n godsdienstige groep, wat ek sopas weer vervang het, wat aktief uit is daarop om die aardse en ewige lewens van sy lede te beheer. Wow. Okay. 'n Kultus probeer doelbewus om die gedrag, die denke, die emosies of gevoelens, inligting en lewenswêreld van sy lede te beheer, as ook hulle taal, norme, geskiedenis, sienings oor God, ensovoorts, ensovoorts. Tegnies gesproke, is Christendom 'n kultus. Hoekom? Baie eenvoudig. Alle kerke stem saam oor 'n paar goed. Gedrag. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie doodslaan nie. Algemene Christelike beginsel. Denke. Jou gedagtes moet gefestig wees op Jesus. Jou emosies en gevoelens. Hoe tree jy op? Tree jy op onder beheer van Christus al dan nie? Jou taal. Gebod nommer 3. Jy mag nie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Jy gaan nie praat soos 'n matroos nie, en ek weet van sommige mense wat matrose kan laat bloos. Okay. Weereens, al hierdie kom uit Wikipedia uit. Bietjie van die agtergrond van die woord sekte. Sekte kom van die Latynse woord sequi af, wat beteken om iemand na te volg. Wie word nagevolg? Jesus. En het oorspronklik na 'n skool, 'n party of 'n gemeenskap binne in 'n bepaalde godsdiens verwys. In sy spesifieke betekenis van 'n klein godsdienstige groep wat van 'n groter Christelike denominasie afgeskei het, het die term sy oorsprong uit die Middellatynse secta. Okay. Nou, ons sit vandag hier in die Sewende Dag Adventiste Kerk. En daar's heelwat boeke wat verwys na die Sewende Dag Adventiste Kerk as 'n sekte. Sommige van hulle doen, sommige doen nie. Hang af van die outeur se uitkyk op die lewe. En nou wil ek vir julle weer eens 'n vraagie of twee vra. Is enige van julle al gevra of jy weet dat die Sewende Dag Adventiste Kerk 'n sekte is? Is enige een van julle? Ek wil graag die hande sien. Okay, baie mooi. Het enige iemand jou al gevra of jy weet dat jy betrokke is binne in 'n sekte? Okay, baie mooi. So, hier begin my Bybelstudie toe. En die rede daarvoor is, omdat ek die woord al 'n keer of wat hier van vooraf gehoor het. Toe besluit ek, kom ons gaan kyk in die Bybel, wat sê die Bybel oor sekte? Want my opinie is, as jy iets wil weet en jy soek 'n akkurate opinie, gaan na die woord van God toe. Sekte. So, wat het ek gedoen? Ek het gaan begin by 'n program met die naam van eSword. Ek dink julle ken hom almal. Pragtige ding. Nou, my eSword is ingestel op die Afrikaans, die ou vertaling. Ek is baie mal oor die ou vertaling vir 'n klomp redes. Hy's nie perfek of volmaak nie, maar as jy in eSword gaan intik die woord sekte, dan kry jy 3 aanhalings, 3 versies. Nou, ons gaan vanoggend kyk na daai 3 versies. En daai 3 versies is interessant genoeg, almal in Handelinge. Almal van hulle. En dan, ek dink julle ken hierdie ding, né?
Ek het 'n toep, dis die korrekte Afrikaanse woord, 'n toep, op my selfoon, en die ding se naam is Holy Bible. Nou ek is mal oor hierdie toep, want ek het op hierdie toep, het ek die nuwe King Jimmy, ek het die ou Afrikaans, ek het die 83 vertaling, ek het die 2020 vertaling, vir die van julle wat nie weet nie, daar is dit 2020 uit, beautiful, behalwe vir een vers wat my heeltemal dwars in die krop steek, maar okay. Baie interessant, toe gaan tik ek in sekte binne in hierdie ding, en ek sê vir hom soek, en raai wat, hy kom uit met 17 verse, 17 van hulle. Hier sit ek met 3, hier sit ek met 17, okay. Wat interessant is binne in die 17 is hierdie 3 wat ek oorspronklik gekry het ook ingesluit. Volgende stapie. En hier is iets wat ek en leraar Wiggett in gemeen het. Ons is baie lief vir die Hebreeus-Griekse interlineêre Bybel. Die ding is eintlik in Engels. Hebrew-Greek interlineary Bible. En wat baie lekker is van die ding, is hy gee vir jou die verwysing na die Strongs toe. Nou Strongs is ingestel om akkuraat te wees. Toe gaan kyk ek, en ek gaan kyk nou binne in die tekste waar daar ooreenstemming is oor die woord. En in elke een van die tekste wat ek gaan opsoek het, sekte in die ou Afrikaans, sekte in omtrent al die ander vertalings van die Bybel. Strongs wys my toe uit na G139 toe. En die transliterasie daarvan is heresis. En dit is waar die Engelse woord heresy vandaan kom. Dan gee hulle vir jou 'n definisie. Die definisie sê, heresy of sekte is 'n selfgekose opinie, 'n godsdienstige of filosofiese sekte, onenigheid of twis. En dan vertel hulle vir jou, waar kom hierdie woord voor, en hulle vertel ook vir jou, hoe dit vertaal is. En die woord G139, wat heresis is, word 4 keer vertaal as 'n sekte, 2 keer as 'n fraksie of 'n party, 1 keer as 'n sekte, 1 keer as kettery, en 1 keer as die sekte. En hy het vir my 'n paar versies uitgewys wat nie binne in die ander opgetel kon word nie. En ons gaan vinnig deur hierdie tekste kyk en so vinnig na hulle bietjie met hulle praat. So vir die van julle wat gereed is, Bybelstudie. Handelinge hoofstuk 5 vers 17. Handelinge 5 vers 17. Onthou nou, die woord kan op 'n paar maniere vertaal word. Maar Handelinge 5 vers 17 sê die volgende. Is julle gereed? En die hoëpriester het opgestaan en almal wat met hom saam was. Dit is die party van die Sadduseërs. Party is sekte. Lees hom in die Engels. En hulle was met nydigheid vervul. So, wat sê dit vir ons? Sadduseërs is 'n sekte. Okay. Volgende enetjie. Handelinge 5 vers 15. Baie interessant. Maar sommige gelowiges, onthou hierdie is gelowiges, so hulle is mense wat Jesus ook gevolg het. Gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan. Party, sekte. So die Sadduseërs is 'n sekte, die Fariseërs is 'n sekte. En hulle het gesê, dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Baie interessant. So Fariseërs is 'n sekte, Sadduseërs is 'n sekte. Kom ons vat hom volgende. Die volgende versie wat ek uitgekry het, en hier spring ons bietjie verder in die boek Handelinge. Onthou, die meeste van hierdie tekste kom voor in die boek Handelinge. Kom ons gaan kyk gou-gou. Handelinge 24 vers 5. So 'n bietjie agtergrond. Paulus is in die hof, hy staan voor die regterstoel van 'n goewerneur met die naam van Felix, en hierdie het plaasgevind in die stad van Caesarea.
die woord. Ons gaan soek hom. En onthou nou, Paulus word aangekla. En die aanklaer se woorde sê die volgende. Handelinge 24:5. Want ons het gevind dat hierdie man, Paulus, 'n pes is. Ek hou van die nuwe koning Jimmy. Hy sê, hy's 'n plaag. Hy's 'n pes. Hy's 'n pes en 'n verwekker van oproep onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners. Wow. So die volgelinge van die Nasareëner is 'n sekte. Baie interessant. Wie is die Nasareëner? Sover ek weet, Jesus Christus. Ons volgende teksie waarby ons uitkom, is waar Paulus homself begin verdedig. Net so 'n paar versies ondertoe. Handelinge 24 vers 14, selfde hoofstuk. En Paulus sê vir hom, hy verdedig homself nou. Maar dit herken ek voor u, dat ek volgens die weg. Waar het ons die woord die weg gekry? Johannes, Jesus se woorde. Maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg wat hulle, dis die Jode wat hom aankla, sekte noem. So die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo, wat in die wet en die profete geskryf is. Glo julle wat in die wet en die profete geskryf is? Dan pas julle baie mooi binne in hierdie sekte in, baie geluk. OK, kom ons kyk volgende. Ons volgende teksie is die volgende stap in Paulus se verhoor. En in die geval verskyn hy voor koning Agrippa. En ek wil hê julle moet vir my blaai na Handelinge 26 vers 5 toe. Baie interessant. Handelinge 26 vers 5. En dit sê, Paulus weer eens aan die woord. Omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, hoe ek volgens die strengste party, sekte, van ons godsdiens as fariseer geleef het. So, Paulus, sekte, fariseer. OK. Ons volgende versietjie, baie interessant, en ons is op pad na die einde toe. Paulus kom aan in Rome. En om 'n bietjie agtergrond te gee, lees gou-gou vir hom saam met my, Handelinge 28 vers 17. Onthou op hierdie stadium, Paulus is deur 'n storm, hy's deur 'n skipbreek, hy's deur 'n slang gepik, hy's wat ook al, maar hy's nog steeds as 'n gevangene op pad Rome toe, om voor die keiser te gaan voorskyn. En vers 17 gee ons net so 'n bietjie agtergrond, en dit sê, en na 3 dae, dis na 3 dae nadat hy in Rome aangekom het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep, en nadat hulle vergader het vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevange oorgelewer in die hande van die Romeine. En hier kom die interessante versie, die sekte ene. Handelinge 28 vers 22. Paulus nooi hierdie vernaamste Jode om met hom te kom praat. En hy sê vir hulle in vers 22. Vers 22 is hulle versoek aan Paulus. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink. So die Jode wil by Paulus weet, wat is jou opinie oor? Want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word, heel waarskynlik gepreek word, maar gespreek word. Die interessantste van alles is die Jode is besig om vir Paulus, wat die pes en die voorbok is van hierdie sekte te vra om vir hulle sy opinie van die sekte.
sekte te gee waarvan hy die hoof voorbok is. En wat het Paulus gedoen? Hy het 'n afspraak met hulle gemaak en dit sê vir ons, so 2 of 3 verse verder sê dit, hy het 'n kragtige getuienis gelewer van vroegoggend tot aand uit die wet en die profete. Baie interessant. Kom ons gaan kyk bietjie na die ander tekste waar daar gepraat word van die woord sekte en hoe dit daar vertaal is. Die eerste enetjie, 1 Korintiërs 11 vers 19. 1 Korintiërs 11 vers 19. En dit sê, ek gaan bietjie vinniger deur hierdie gedeeltetjie gaan, want daar moet ook partyskappe, sekte, onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. So wat sê dit vir ons? Ons is eintlik gewaarsku. Daar gaan snaakse goed binne in ons kerk gebeur. Hoekom? Om te kyk of jy standvastig is in dit wat jy glo. Staan jy vir die regte? Galasiërs 5 vers 19, die woord sekte kom in vers 20 toe, maar dis een van daai teksies wat so gesplit is. So ek wil vir ons lees net 19 en 20. En vir Galasiërs 5 vers 19 en 20 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik, en julle kan elkeen van hierdie gaan vat en hom terugtrek na die 10 gebooie toe, is oortreding van die 10 gebooie. Naamlik, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag en partyskap. Hier is die woord sekte vertaal as partyskap. Ons laaste enetjie. 2 Petrus 2 vers 1. En as ons klaar is met hierdie ene, gaan ek so vinnig vir julle net die hoogtepunte weer herhaal. 2 Petrus 2 vers 1. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye is, sekte, heimlik sal invoer, in die geheim. En ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n gevinnige verderf oor hulle self bring. Kom ons kyk so 'n bietjie opsomming. Die einde van my tyd is in sig. Fariseërs en Sadduseërs is sektes in die Bybel. Paulus is die voorman van die plaag bekend as die weg. Waar kom hy naam vandaan? Jesus. Wie is Paulus? Paulus is die ou wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het. Volgens die oorspronklike tradisionele manier van kyk, het Paulus 14 van die 27 boeke van die Nuwe Testament geskryf. Met ander woorde, die meeste van die Nuwe Testament kom uit sy hand uit. Wie is hy? Die voorbok van die sekte bekend as die weg. OK. Paulus glo en verkondig die wet en die profete. En julle het vir my net nou gesê, julle glo die wet en die profete. OK, julle pas baie mooi aan. Wat was Paulus se siening oor die Sabbat? Ek wil net met julle een versietjie deel. Dit kom uit Handelinge, hoofstuk 13 vers 42 uit. Handelinge 13:42 en hierdie ene het ek per ongeluk nie vir myself uitgetik nie, so nou moet ek hom spoed in die hande kry. Handelinge, hoofstuk 13 vers 42. Paulus was besig gewees, en dit was Paulus se manier van doen. As hy gekom het binne in 'n stad of 'n dorp, het hy eers gegaan na sy volk en sy mense toe. So hy het altyd eers gaan preek vir die Jode in hulle sinagoge. En hoofstuk 13:42 sê, en toe die Jode uit die sinagoge gaan,
het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Wanneer het Paulus kerk gehou en gepreek? Op 'n Sabbatdag. Interessant. Die boek Handelinge beskryf die geskiedenis van Jesus se volgelinge na sy hemelvaart. Sy volgelinge word beskryf as 'n sekte. En dan kom die vraag, as ons die oorblyfsel is, moet ons nie dalk bekend staan as 'n sekte nie. Persoonlik, nadat ek hierdie studie gedoen het, en ek het dit nou al 'n paar keer gedoen vir 'n paar jaar lank, en het al hier en daar gedeel met mense, dink ek een van die grootste komplimente wat iemand vir jou kan gee, is om vir jou te sê, jy behoort aan 'n sekte. Dan sê jy, amen, want Paulus was die voorbok van daai sekte gewees. Ons moenie bang wees om ons Bybel te studeer nie. Ons moet gaan kyk wat het gebeur in die geskiedenis. En ek het nou vanoggend die klem geplaas op die woord sekte. En hopelik, van nou af, as iemand vir jou sê, jy's deel van 'n sekte, of jy behoort aan 'n sekte, dan gaan jy hierdie warm gevoel van trots kry. Dis my hele doel vir vanoggend. En dan, as Jesus se oorspronklike kerk en sy gemeente en sy mense wat die evangelie aangeneem het, bekend staan as 'n sekte, eindig ons weer terug by Jesus as die stigter van hierdie sekte. Baie dankie julle. Baie dankie vir die wondere van die woord wat u vir ons gegee het. O Here, dankie vir die Bybel. Dankie vir die lesse. O Here, en dankie ook dat ons vanoggend die geleentheid gehad het om 'n klein bietjie terug te bring van dit wat u vir ons gegee het. Wil u asseblief saam met ons wees in die res van hierdie Sabbat? Mag ons nader aan u kom. Mag ons, o Here, groei en liewer vir u word. In Jesus se naam alleen. Amen.